Voor ek vir ons lees, kom ons maak ons oë toe. Ons buig ons hoofde in aanbidding. Here, dierbare Here. Dankie vanoggend vir die voorreg wat ek het om hier by hulle in Brakpan Noord en Gekerk die woord te mag bring. Dankie o Gees van God, dat ek weet U is teenwoordig, nie omdat ek U voel of omdat ek ervaar nie, maar omdat U woord so sê. Die woord sê, die Gees is in elkeen wat 'n kind van God is, soos Paulus skryf in Romeine 8. Elkeen wat 'n kind van God is, het die Gees wat in hom woon. En saam getuig daardie Gees dat ons sy kinders is. Dankie daarvoor, Here. My hartsgebed vanoggend, Here, dat U mense se harte sal aanraak. U mense se lewens sal aanraak. Here, ek weet ek het in 'n pastorie groot geword, ek het in 'n kerk groot geword. Ek het self geleer vir predikant. En ek het ervaring ook in my eie lewe van U gehad, en daardie oggend toe U in my lewe ingegryp het. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek vir hulle kan bid. Vanoggend wat hierna luister, wil U nie deur U Gees. Ek is net die saaier. Dis U woord wat ek saai. U woord wat gesaai word in hulle harte in werklikheid sal word. Dankie daarvoor. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Wie se kinders is hierso van Anker Hoërskool? Sien nou, ons gister rugby en netbal, my kinders is van Huguenote. So dit is 2 aardsvyande wat gister sport gespeel het. Timoteus, die jonge Timoteus, Paulus het briewe vir Timoteus geskrywe, omdat hy dalk nog jonk en ervaring was, en het Paulus hom onderrig, as 'n ouer man, ook as sy geestelike vader, om hom te onderrig in die woord, en hoe hy die gemeente moet leer en lei. Kom lees al vanaf vers 6. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer, waarvan jy 'n aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly, onnodige praatjies. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Dit het wel 'n bietjie waarde om jou liggaam sekere dinge te ontsê, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. Want dit hou belofte in vir die teenswoordige en die toekomstige lewe. Met ander woorde die tydelike en die ewige. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hy beklemtoon waarvan hy praat, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien nie, omdat jy jonk is nie. Maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en in reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. En nie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie, dit is aan jou gegee
toe die boodskap van God in verband met jou dienswerk aan jou verkondig is en die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Tot sover. Gelukkig het ek nog net 'n leesbril, want ek is nie baie lief vir 'n bril nie. Vanoggend se tema: leef 'n lewe toegewyd aan die Here. Ek wil hê jy moet kou vanoggend aan hierdie woord. Leef 'n lewe toegewyd aan die Here. Nou kom ek weer met die onderwysstorie, soos 'n meneer vir sy klas. Die Afrikaanse verklarende woordeboek, nie die Afrikaans na die Engels toe nie, nee. Die kinders weet dit, 'n verklarende, hy verklaar 'n woord. Beskryf toegewy soos volg: om jou aan iets te wy, om aandag te gee daaraan, julle kinders wat leer om jou toe te wy die eksamens, né? Wie wy julle toe aan julle eksamens of moet ma gedurig beklei dat die seuns tog net moet gaan leer? Om jou in diens te stel, om jou oor te gee. Veral op sport, seuns soms eerder die sport doen voor hulle die akademie moet doen, né? Om jou lewe toe te wy aan 'n saak. Daar's dalk iets belangriks vir jou in die lewe en jy wy jou daaraan toe. Verder sê die verklarende woordeboek, toewyding is soos volg: dis 'n handeling van toewy. Dis 'n volkome oorgawe. Ek dink dis iets wat baie mense min verstaan, 'n volkome oorgawe. 'n taak met toewyding verrig. Nou dink bietjie na oor die tema, 'n lewe toegewy aan die Here. As 'n mens hierdie verklaring van die woord toegewy en toegewy vat, soos in die tema, leef 'n lewe toegewyd aan die Here, dan kan 'n mens dalk sê, en nou vat ek sou sommer 'n kort paadjie, want julle hoor nou vanoggend die tema, of dalk soos jy dit nou verstaan met die aanhoor van die tema, ek wy myself aan die Here toe. Wat beteken dit, ek wy myself aan die Here toe? Ek gee aandag aan sy saak, sy woord. Ek stel myself tot beskikking van die Here. 'n bietjie na daaroor, hoe stel jy jouself tot beskikking vir die Here? Ek wy my lewe aan die Here toe. Dalk kan ek dit vir julle so verduidelik. Gebed. Ek bid as ek eet. Ek bid as ek in die kar klim. Ek bid as ek hom nodig het. Ons bid gou-gou as ons in die konsistorie is, of ons sluit af met 'n gebed. In my stilte tyd bid ek.
of ek kry vir my tyd in my stilte tyd, wanneer ek tyd saam met die Here spandeer, is nie toegewy. Toegewy is wanneer gebed, nie net wanneer ek dit moet doen, bid nie. Toegewy in gebed is wanneer gebed my lewe is, dis deel van my lewe. Ek kan daar in die bank sit en ek kan sit en bid. Ek kan sit en ry en ek kan sit en bestuur. Dis nie net wanneer ek nodig het of wanneer ek tyd het om te bid nie. Dis 'n 24 uur kommunikasie wat ek met die Here het. Dis om toegewy te wees aan die Here. Dalk as vriende en familie kom kuier, dan is ek toegewyd daarin om hulle te ontvang. Om dalk self Sondag prys te gee. Want die mense kom kuier nie altyd nie. Hoor julle toegewyd? Wat beteken om 'n lewe toegewy te leef aan die Here? Dan is ek toegewyd aan Bybel lees, ek bid, want dis my behoefte nou. Mense, dis nie verkeerd om stilte tyd te hê, om Bybel te lees, om te bid, wanneer daar nood is om te bid nie. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is, dis nie wat toewyding beteken nie. Toewyding beteken dat ek bewus is, ek weet die Gees woon my nie in my, nie omdat ek hom voel of ervaar nie, maar omdat die woord so sê, omdat ek weet ek is sy kind. Ek is bewus van sy teenwoordigheid. Nie uit ervaring nie, maar omdat hierdie boek so sê. Daarom word dit 'n realiteit vir my. God is nie net daar wanneer ons hom nodig het nie. God is daar heeltyd, altyd, voltyd. Dis sy toewyding aan my en jou. Wat is my en jou toewyding vanoggend aan die Here? Ons bly kinders in die kerk. En dit is eintlik al 'n baie ou probleem in die kerk. Ek moet dat my kinders Sondagskool toe kom. Want dit is tog immers my plig as ouer, maar wanneer die Sondagskool klaar is, dan kom laai die ouers die kinders op. Is jy ook dalk al skuldig daaraan gewees? Ek is toegewyd dat hulle Sondagskool bywoon. Ek is toegewyd dat hulle ten minste dat ek vir elkeen 'n Bybel koop, wat die Bybel daar op hulle bedkassie kan lê. Hoor julle wat ek sê vanoggend? Wat is toegewyd? Ek is toegewyd nou omdat ek tyd het om dalk Bybelstudie te kan bywoon. Tannie se ooms wat op pensioen is, wat die geleentheid het om dit te kan doen. Dalk toegewyd in selgroepe as hy is, of klein groepies soos hulle dit deesdae sê. Ek is toegewyd aan my werk. Ek doen dit in alle erns. Ons leer om ons kinders toegewyd te maak, byvoorbeeld as hulle sport doen, woon die oefeninge by. En dis goed.
Maar dis hoe 'n kind gaan presteer. Om alles daarvoor te gee. Kyk, ons groot sportmanne gee alles om toegewyd aan hulle sport te wees. So kan ek aangaan om voorbeeld na voorbeeld te gee van hoe ons deursnit Suid-Afrikaner, Afrikaans sprekendes mense vandag leef. Op die platteland is die ouens baie meer wat tradisioneel, ons is Afrikaners. In die stede is die ouens bietjie meer liberaal. Is die van julle wat nog sê is Afrikaner? Om dit met trots te sê. Met my tema fokus ek vanoggend op verse 6 tot 10 van die gedeelte wat ek vir julle gelees het. Ons gaan terug na die tema toe. Wat net so uit die 83 vertaling kom. Wil ek vanoggend net soos wat hy die 53 vertaling uitkom, en daar staan, lewe 'n lewe van godvrugtigheid. Lewe 'n lewe van godvrugtigheid. En sodra mense hierdie hogere woorde hoor, dan verstaan hulle dit nie. Want ons verstaan toewyding en godvrugtigheid klink soos iets wat buite ons bereik is. En dis in 'n mate waar. Daarom wil ek julle in die skrif inneem om vir julle te wys wat is 'n lewe van godvrugtigheid. Want toegewyd en godvrugtig is twee verskillende woorde. En as 'n mens hulle betekenis vat, dan is dit moeilik om hulle bymekaar te bring. Hoekom gebruik ek meer as een vertaling? Maar dit gaan vir jou, wat nou nie die kennis het nie, help om die grondtaal, die Grieks waarin die Nuwe Testament geskryf is, beter te verstaan. Ek sê dit altyd vir mense, as ek vir julle raad kan gee in Bybelstudie. Kry vir jou 'n paar vertalings. En as jy Bybelstudie doen, hou die vertalings byderhand. En as daar iets moeiliks is, vat 'n Engels en 'n paar Afrikaanse vertaling en 'n paar Engelse en gaan lees daai selfde sin. Ek gaan vra die Here om die woord vir jou oop te maak. Vers 6 word die woord aanhanger in die 83 vertaling gebruik. Terwyl die 53 gebruik die woord navolger. Aanhanger is iemand wat aanhang, iemand wat help, 'n held byvoorbeeld soos in rugby, ons jong kinders. Seuns hang 'n rugbyheld aan. Terwyl navolger meer beskrywend is, want dis tog wat 'n disipel is iemand wat navolg. Ek is 'n navolger van die Here Jesus. En ek dink veral in die konteks waarin ons vandag lewe, 'n held van vandag se lewe kan maar net lyk soos wat dit is. Tog is hy 'n held in ons samelewe. Vers 7 sê, lewe eerder 'n lewe van toewyding aan die Here. 'n Lewe oorgegee aan die Here, terwyl die ou vertaling sê, oefen jou in die godsaligheid. Met ander woorde, godvrugtigheid is in werk. Dis in handeling van gelowiges.
Dis iets wat ek en jy moet doen. Ek wy myself toe. Ek reik daarna uit. Ek strek my daarna uit om meer soos Jesus te word, om vrug te dra. Vers 8 van Paulus verder, dan gebruik hy die voorbeeld van 'n atleet, alhoewel die woord nie daar staan nie, maar dit kom daarop neer. Liggaamlike oefeninge is tot nut, maar dis tydelik. Maar om toegewyd aan die Here te leef, oortref alles. Dis waaroor die lewe gaan. Om godvrugtig te lewe, om vrug te dra, om my lewe daaraan te wy, om vrug te kan dra. As jy jou vanoggend nou self eerlik die vraag moet afvra, dra ek vrug in my lewe? Is daar vrug in my lewe teenwoordig? Dan vers 9 sê Paulus, dis 'n betroubare woord. Wat is 'n betroubare woord? Dis om toegewyd aan die Here te leef. Ek vestig my lewe en my hoop op die lewe. Vers 10, daarom span ek ook al my kragte in om toegewyd aan die Here te leef. Ek vestig my hoop op die lewende God. Hoor mooi na vers 10, en wat hy in vers 10 sê, die verlosser is van alle mense. Dan sê hy, almal wat glo. Die ou vertaling sê, die bewaarder van alle mense, insonderheid die gelowiges. Wat sê Paulus? Johannes 3 vers 16 ken ons almal. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy sê die hele wêreld gehad. Hy sê enige gebore seun gegee het, so die wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie. Dan lees jy vers 17, jy lees vers 18. Vers 18 skrywe Johannes, dan sê hy, hulle wat glo, is vrygespreek. Maar hulle wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Dominee, wat sê jy vanoggend? Toegewyd aan die Here, ek glo ek is. Ek glo. Ek gaan kerk toe wanneer ek kan. Ek lees Bybel. Dalk gebruik jy 'n dagstukkie. Lees so 'n paar versies en ek bid. Paar sinne, dan se ek reg vir die dag. Godvrugtig verstaan ek nie so lekker nie. Die vrug van die Gees verstaan ek. Ek is tog 'n sondige mens, ek probeer so lewe. Maar baie keer faal ons die Here. Wat waar, né? Ek is nie volmaak nie. So wat wil jy vanoggend vir my kom sê? Wat ek vanoggend vir jou wil kom sê is,
Dit hang nie van my af om die skrif van jou oop te breek nie. Maar God se Gees praat deur die prediker. Die prediker is die saaier. Dis sy woord wat gesaai word, so dit gaan oor sy woord. Ek en jy het verstand. Ons het insig om te kan verstaan wat toewyding beteken. Maar Godvrugtig is bo my vuur maak plek. Stuk 1 van die eerste brief van Timoteus, vers 4. Vat ek julle na terug. Onthou, toe Paulus het geskryf, het hy nie gesê hoofstuk 1 soveel verse. Daar was geen hoofstuk, daar was geen vers. Paulus het 1 brief aan Timoteus geskryf. Hy het 'n tweede brief aan Timoteus geskrywe. Hierdie goed is vir ons ingevoeg sodat ons bietjie meer kan verstaan. Skrywe Paulus, God gee geloof wat tot ons vorming bydra. Wat my geloof vorm en wat my verander. Met ander woorde, wat sê Paulus? Hy gee geloof sodat jy kan glo. Alle mense het geloof. Want jy sit vanoggend op daai bank en jy kan glo, daardie bank dra jou gewig. Jy kan sit sonder om daarin te twyfel. Dit is geloof tot elke mens. Dis waarmee die Here die mens gemaak het. Maar hierdie geloof waarvan Paulus praat, is nie geloof wat ek en jy besit nie. God moet dit gee sodat jy kan glo. Vers 5 van hoofstuk 1. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek. Die liefde waarvan Paulus daar praat is nie 'n liefde tussen 'n man en 'n vrou of ouerslike liefde of algemene liefde nie. Hy praat van die agape liefde, God se liefde. En dis ook nie iets wat mense gemeenskaplik besit nie, behalwe die liefde wat hy vir ons gegee het. Daardie agape liefde is dit wat God gee die dag wanneer jy tot inkeer kom, dan ontvang jy dit deur die Heilige Gees. Dan word dit deel van jou lewe. Dan kan jy 'n ander een lief hê wat kwaad aan jou gedoen het. Dit wek om liefde te wek wat uit 'n rein hart is. 'n Goeie gewete en opregte geloof. Vers 11. Die gesonde leer in ooreenstemming met die evangelie. Mense, ek vat julle terug in hierdie brief wat Paulus vir Timoteus geskryf het. Want ek wil hê jy moet hoor wat is Godvrugtig. Ek wil hê jy moet vanoggend verstaan wat is Godvrugtig lewe. En mag die Here dit vanoggend ook vir jou oë breek, dat jy kan hoor. Die gesonde leer in ooreenstemming met die evangelie. Paulus praat van hierdie lering wat hy gee, is in ooreenstemming met die evangelie. Wat is die evangelie? Is Christus Jesus. Wat hy kom doen het. Waarom hy gekom het. Hoekom hy gesterf en opgestaan het. En hoekom hy op moes vaar na die hemel. En hoekom die Gees uitgestort is op Pinkster. Vers 15 van dieselfde hoofstuk. Dis 'n betroubare woord. Christus, hoor mooi. Christus Jesus het na hierdie wêreld gekom om sondaars te verlos. Te kom red. Miskien het jy al baie gehoor. Miskien het jy hierdie woord al baie gehoor.
Jou vanoggend vra, is 'n deel van jou lewe. Dan vers 16. Beskryf Paulus sy eie lewe. Inteendeel, hy skryf dit oral in sy briewe, dan vat Paulus die leser terug na sy eie lewe toe. Dan sê hy dat hy die grootste sondaar is. Dat God hom genade kom bewys het. Dat sy lewe 'n voorbeeld sou wees vir hulle wat gesien en geglo het en vir hulle wat later sou glo. Paulus, as ek in vandag se moderne taal sou kon skryf, Paulus was 'n professor in teologie. Skrifgeleerde, fariseer. Voortvarend. Het gedink hy werk vir God, toe hy die gelowiges vervolg het. En op pad na Damaskus, omstrale lig hom en die Here sê vir hom, vra vir hom, Paul, Saul, waarom vervolg jy my? Vra hy, wie is u Here? Sê hy, ek is Jesus, wat jy vervolg. So gaan Paulus voort deur die brief, hoe mans en vroue moet leef, hoe die gemeente, hoe gelowiges moet leef, hoe ouderlinge moet leef, hoe diakens moet leef. Jy as ouderling en diaken weer die woord gevat en gesien wat die Here van jou vra, uit sy woord uit. Hoe kan ek toegewyd aan die Here leef? Hoe moet ek as 'n gelowige leef? Hoe kan ek toegewyd aan die Here leef? Hoe kan ek 'n godvrugtige lewe leef? In myself is ek tot niks in staat nie, maar deur Christus wat my krag gee, is ek tot alles in staat. Filippense 4. Paulus was godsdienstig. Paulus was vroom. Hy was 'n fariseer, hy was 'n skrifgeleerde, een wat die skrifte geken het. Louis Malherbe het altyd gesê, daar's baie wat teologiseer oor die woord, maar daar's min wat die woord ken, of die God van die boek waaroor hulle teologie, of waaroor hulle teologiseer. Tog het hy wat die gelowiges vervolg het, op die pad na Damaskus tot inkeer gekom. Paulus gee die antwoord op 'n toegewyde lewe aan die Here, 'n lewe van godsvrug, om vrug te kan dra, as hy beskryf hoe sy eie lewe was. Soos baie kerkmense vandag uiterlik skyn, geestelik dood. Dit die Paulus se kos dat hy tot inkeer moes kom, dat God hom uit genade moes kom red. Daarom getuig Paulus dikwels van dit wat in sy lewe gebeur het. Hoekom doen Paulus dit? Johannes Calvin, een van die groot kerkvaders in ons gereformeerde tradisie, of in die reformatie, was 'n prokureur gewees, 'n ongelowige. Het eendag een van Paulus se briewe gelees, en hy kom tot inkeer, want die Gees het die woord aan hom oopgebreek, sodat hy tot inkeer kan kom. Die Here moes Paulus op die grond gooi,
sodat hy sy oë en ore kon open om te kan hoor. Daarom skryf Paulus in 2 Korintiërs 4, vers 1 tot 4, wat sê, hulle wat bestem is om verlore te gaan, hulle verstand word versleier deur die god van hierdie wêreld, sodat hulle nie kan hoor nie. Daarom hoor mense die woord, maar hulle neem dit nie aan nie, hulle kom nie tot inkeer nie, hulle maak dit nie hulle eie nie, want die god van hierdie wêreld, wie is dit? Dis die duiwel. Dis Lucifer. Versleier die mense verstand, sodat sy oë en ore gesluit is, om nie te hoor nie. Dan lees mens, vele keer skryf Paulus, dat hy soveel berou gehad het oor die kerk van die Here Jesus wat hy vervolg het. Dominee, wat wil jy vanoggend vir my kom sê? Om toegewyde lewe te lei, is in myself onmoontlik, slegs hoor mooi, wanneer die Here Jesus my kom red. En dis hoekom hy gekom het. Wanneer hy my kom wederbaar, om salig maak. Hoekom sê ek hierdie dinge? En ek het 18 jaar in 'n pastorie groot geword, 18 jaar in 'n kerk groot geword. Ek het sondagoggend en sondaand 'n kerk toe gaan, en maar gesê jy sal kerk toe gaan. Lynes van geloof afgelê, soos baie van julle. Ek selfs in my pa se studeerkamer gesit, want my pa het met elkeen 'n onderhoud gehad, met wie hy lynes van geloof afgelê het. Ek het al hierdie dinge gedoen. Ek het 'n goeie lewe gehad. Ek het 'n ma wat by die Here is, ek het 'n pa wat nog leef. Gelowige ouers. November 1996, my tweede jaar in die Universiteit van Pretoria. Toe sê die Here daardie oggend, wys die Here vir my, ek is so verlore. Ek is so verlore. Ek kan nie godvrugtig leef as ek nie tot bekering gekom het nie. Ek moet tot bekering kom. Ek moet tot geloof kom. As jy nie tot daardie punt gekom het nie, dan het jy vanoggend 'n probleem. Ek sê dit nie om vir niemand van julle te veroordeel nie, want ek weet waar ek vandaan kom. Goeie, wonderlike mens. Wonderlike ouers. Leer vir predikant. Die Gees het my daai oggend op die grond neergesit, nie fisies nie. Op die grond neergesit en besef ek is verlore. Lukas 19 vers 10, ons het dit vanoggend en dit wat Paulus in Timoteus geskryf het, Christus het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis hoekom hy gekom het, mense. Daar is geen ander rede nie. Wanneer die Gees van God, wat Jesus se woorde in Johannes 16 vers 8, die ou vertaling sê, wanneer en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die feit dat ek in 'n pastorie groot geword het, het nie my godsaligheid verseker nie. Die feit dat ek gedoop is in die naam van die drie-enige God, het nie verseker dat ek
eendag by die Here in die hemel sal wees nie, want ek wil hê jy moet vanoggend hoor wat ek vir jou sê. En ek sê dit vanoggend uit my hart in liefde vir julle in Brakpan Noord NG Kerk. So 'n paar jaar terug praat ek met 'n tandarts hier in Boksburg. Hy is nie meer daar, en sy vrou is beide tandarts, hulle is in Kaap toe iewers verhuis. En ek en hy praat oor die geloof en hulle sê, en hy vertel my die verhaal, hulle het 'n vriend, mede-tandarts. Wonderlike vriend, maar hy was 'n volslae ateïs. Hy het nie geglo nie. Hy het nog nie by die kruis gekniel nie. Die man het 'n of ander siekte gehad en hy het op sterf gelê. En hy en sy vrou het hom in die hospitaal gaan besoek. Ek kan nie onthou waar nie. Hy vertel vir my daai oggend het sy hom en sy vrou se lewe heeltemal verander, want toe hulle na die saal, die kamer gaan waar die man lê, het hy die volgende woorde geskree: help my, het brand. Petrus skryf in sy 2 briewe. Eerste brief en die tweede brief. Skryf Petrus en sê hy, as nou hoop in jou is, as jy weet jy's 'n kind van God, dan kan ek met vrymoedigheid getuig dat die Here my verlos het. Dat ek as ek nou sterf, as ek nou op hierdie kant sal sterf, weet ek waar ek is. As jy vanoggend sterf, weet jy waar jy gaan wees. Paar jaar terug in Pretoria, ek stap ons so af en toe pad met 'n vrou in Pretoria wat ek na die Here toe gelei het. Maar haar pa lê op sterf in die hospitaal. Ons in die weermag het 'n vreeslike lewe gehad. Sy het 'n vreeslike lewe onder haar pa gehad. En dit het lank gevat dat sy kon besef maar dat die Here haar kon vrymaak van om nie te vergewe nie. Ek het die oom in die hospitaal besoek en hy het op wat noem jy hierdie goed, hy het op 'n asemhalingsmasjien gelê. Ek het hom gepraat vir hom gevra oor sy saligheid. Ek het een ding geleer, ek het dit 'n paar keer in die hospitaal belewe, is as die dood voor die mense se deur is daar opregtheid van hart. Ek het die oom die weg van saligheid verduidelik. Hy kon nie praat nie, maar die trane het geloop. Het die Here gevind voor hy gesterf het. Oggend se boodskap is 'n boodskap om vir jou wat weet, dat jy weet, soos my pa altyd sê. Om aan te moedig, om godvrugtig te lewe. Ek wil eintlik vir jou so sê, godvrugtigheid. Wag, het ek het vir jou ekskuus voor ek by daai een. Ons weet wat, ons het die woord regverdigmaking al gehoor, né? Heiligmaking het ons al gehoor, né? Dis 2 woorde wat julle dalk nie baie gehoor het, maar gehoor. Regverdigmaking is wanneer God deur sy Gees in my en jou, wanneer ek tot bekering kom regverdig maak. Die Griekse woord
sê dis 'n eenmalige proses. Dis wanneer God in sy almag kom en hy kom red jou in sy totaliteit. Hy kom maak jou sy kind. Heiligmaking is die vrug van regverdigmaking. Jy kan nie heilig word of meer. Paulus skryf Christus moet meer word, ek minder. Meer en meer soos Jesus, né, daai. Heiligmaking beteken dit in eenvoud. Dis nie hierdie hogere ding nie. Heiligmaking beteken om meer en meer soos Jesus te word. Jy kan nie meer en meer soos Jesus word as jy nie geregverdig is nie. Punt. Godvrugtigheid wil ek eintlik amper vir jou vanoggend sê, is die vrug van heiligmaking. Is daar die vrug van God se Gees teenwoordig in jou lewe. Ek sê nie 'n volmaakte lewe nie. Ons kan 'n fout maak, al wil ons nie. En omdat die Gees in my woon, kom sê hy vir my, Willie, jy daai een beskinne. Ek sê, Here, dis waar, ek het. En ek bely dit. En ek laat staan dit. Heiligmaking, meer en meer soos Jesus. As jy kwaad word in die verkeer, dis nie 'n stemmetjie nie, maar jy weet wat jy nou doen is verkeerd. God se Gees wat in jou lewe besig is met die vrug van heiligmaking, omdat hy jou kom gered het. Hy sê in sy woord, die werk wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. Hierdie boodskap is ook vir jou. Wat dalk vanoggend hier sit, wat nie sekerheid van saligheid het nie. Ek wil jou vanoggend oproep om seker te gaan maak. Sekerheid te kry. Daar is hulp daar buite. Jy let vir Dominee Kotie. Ek is ook tot julle beskikking. Mag die Here in sy genade jou aanraak. My bekering was nie iets waals nie. Dis net daardie ongelooflike goddelike ingryping, jy weet dit was hy gewees. As jy nie daai sekerheid het nie, is my hartsgebed dat die Here jou sal vasgryp en jou daardie punt in plek sal bring, dat jy sekerheid sal kry. Dis die belangrikste ding wat ek vanoggend vir jou sê, is om sekerheid te hê. As jy sekerheid het, gaan jy 'n godvrugtige lewe hê, nie 'n perfekte lewe nie. Ons perfekte lewe gaan eendag daarbo wees, want ons is vasgekluister aan hierdie liggaam. Eendag gaan ons 'n volmaakte liggaam kry as ons by hom is. Petrus skryf in sy tweede brief wat hy sê, gaan maak seker, gaan maak vas. Want as jy vasgemaak het, sal jy nie struikel nie. Van daardie dag af, tot vandag wat ek staan, het ek nog nooit ooit in my hele lewe weer getwyfel, is ek 'n kind van God of is ek nie? Ek weet, dat ek weet. Dat ek by hom eendag gaan wees, wanneer hy my ook al gaan kom haal.
dat ek by hom gaan wees. Vriend, vriendin, kinders, dis wat ek vanoggend vir julle by julle wil los uit my hart uit. Moenie uitstel. Gaan maak vas. Gaan in jou binnekamer toe. Gaan soek die Here. Jakobus 4, vers 7 en 8 sê hy, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Jou hart opreg is, dan sal jy hom vind, want hy sal maak dat jy hom vind. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord. Dankie vir hulle wat vanoggend so u woord gehoor het, Here. My hart reik vanoggend so uit na u kinders toe. My hart reik uit vanoggend na hulle toe, Here, wat dalk hier in onsekerheidsverkeer. Dat u in u almag hulle na u toe sal trek, o Vader. U sê dit in die woord in Johannes, het hulle wat die Vader my gegee het. Dis my hartsgebed, Here. Vader, trek hulle na u toe. Uit onsself kan ons nie, ons weet dit. Maar u kan trek. U kan oë en ore open, sodat ons kan hoor en kan sien en kan glo. Dis my hartsgebed vanoggend vir hulle wat die woord gehoor het. Wil ook vra, Here, vir hierdie dag, dat ek hierdie dag sal seën. Dat u met ons almal wat nou in ons voertuie gaan klim en gaan ry, dat u ons sal veilig bewaar. Dankie dat ons dit van u kan vra. Dankie dat ons dit met 'n opregte hart kan vra. Ek wil ook bid, Here, vir die kinders wat vanoggend hier sit, wat besig is met eksamens. Ek het op daardie kinders se harte, Here, dat hulle toegewyd aan hulle studie sal wees, dat hulle sal moet leer, hulle sal hulle deel moet doen, hulle sal hulle deel moet werk, en dat u hulle sal beloon in hulle werk, deur hulle wysheid en insig te gee, sodat hulle ook volgens die vermoë wat u vir hulle gegee het, goed mag doen. Baie dankie daarvoor, Here. Ek bid ook vir Brakpan Noord, ek bid vir die kerkraad, ek bid vir Dominee Kote, Here, ook van die tyding, wat ons hier gehoor het, Here, wil u nie vir hom kom omvou in u kosbare liefde nie. Bly vir hom as herder van hierdie gemeente, dra vir hom, Here. Ek bid vir die kerkraad. My hartsgebed is, Here, die ouderlinge en die diakens, trek hulle na u toe. Omvou hulle in u kosbare liefde. En hulle wat, al die ooms en tannies, bid ek vir elke oupa en ouma, kom dra ek vanoggend aan u op. En ek sê dankie vir hulle, Here, dankie vir die wonderlike invloed wat hulle in kinders en kleinkinders se lewens het en mag hê. Ek bid vir ons moeders, Here, en sê dankie vir ons moeders. Seën hulle, Here. Ook vir ons vaders. Seën hulle, Here, en maak hulle sterk, sodat hulle gesin mag dra, mag lei. Gee vir ons die krag en die genade daarvoor, Here. Nie net fisies nie, Here, maar om geestelik hulle gesinne te mag lei. Ek bid vir hierdie dag en vir u seëninge. In Jesus naam vra ons dit alles. Amen.